Ons praat vandag oor emosionele driehoeke. Het jy al ooit gevoel dat jy vasgevang is in 'n netwerk van konflik? Of dat daar partye is wat saamspan teen jou? Of het jy jouself al gevind in die kant waar jy saam met iemand anders praat oor 'n derde party? Ons noem dit emosionele driehoeke. Jesus leer vir ons natuurlik baie duidelik dat ons nie moet kwaad praat nie, dat ons nie moet lelike dinge sê van ander mense nie. Paulus bou verder hierop uit en hy leer vir ons dat ons nie mag kwaad praat nie in Korintiërs, dat kwaadpraters nie die plek in die koninkryk sal kry nie. So vir Paulus is dit 'n absolute taboe om kwaad te praat oor ander mense. Emosionele driehoeke begin wanneer een party 'n ongelukkigheid het teenoor iemand anders en dat hulle hierdie ongelukkigheid in woorde wil omsit en vir mense wil vertel van die slegte ervaring met 'n ander party. Die oomblik wanneer dit gebeur, dan is daar twee persone wat begin om emosionele kragte saam te span teen 'n derde party. En hierdie driehoeke word natuurlik al groter, dit versprei soos 'n virus, want die party met wie jy praat gaan vertel vir iemand anders en dan is daar 'n nuwe driehoek. Daai twee persone teenoor jou en daai twee persone teenoor die ander persoon. En so groei dit en gaan dit verder en verder. En op die einde van die tyd vernietig dit verhoudings en vertroebel dit vriendskappe of familiebande. So driehoeke, emosionele driehoeke is baie sterker as wat ons dink. Die kragte wat daar werk is emosionele kragte. En ons weet dat wanneer ons emosioneel omgekrap is, dat ons regtig baie sterk dinge kan dryf. Veral as ons baie sterk oor iets voel, dan kan ons die saak met baie erns en energie dryf en soms ook met aggressie dryf. Saam met die emosionele driehoeke kom natuurlik die hele ding van skinder, agterdog, verdagmakery. Soos die Engelse sê, bad mouthing, en dat ons daardie nuus versprei. In 'n film wat ek eendag gesien het, het 'n kerkleier 'n kussing gevat op 'n eerste verdieping van 'n gebou en hy het hom stukkend gesny en hy het al die vere in die wind laat waai. En hy het vir die persoon langs hom gesê, dit is hoe skinder werk. Dis soos hierdie vere wat die wêreld inwaai. En hoe tel jy elkeen van hierdie vere op? Hoe kan jy weer seker maak dat daar geen van hierdie skindernuus daar buite sal wees nie? En ek dink daarmee het hy geïllustreer die gevaar van skinder, die gevaar van kwaad praat, want dit is asof iets buite gesit word, soos 'n klomp vere wat deur die wind gewaai word. En alles begin by emosionele driehoeke. Ons as gelowiges moet onsself absoluut daarvan weerhou om ons skuldig te maak aan die hele ding van emosionele driehoeke. Ons moet nooit betrokke raak om te praat oor iemand anders nie. Nie net affekteer dit die ander persoon se belange nie. Nie net kraak jy die persoon se belange in die samelewing af nie, maar eintlik doen jy jouself 'n geweldige onreg aan, want jy sit met hierdie negatiewe nuus en dan moet jy dit in stand hou. Jy is die een wat hierdie emosionele driehoek dan moet voer en moet seker maak dat hierdie driehoek aanhou bestaan, want jy wil nie na die tyd lyk soos 'n poppel nie. Jy wil ten minste jou saak stel en wys of bewys dat jy reg is wat hierdie emosionele driehoek aanbetref. So dit vat baie energie van jou. In 'n huwelik kan dit baie maklik gebeur dat wanneer daar konflik of ongelukkigheid met mekaar is, dat een van die partye met die vrou met haar beste vriendin gaan praat, of die man met sy vriend gaan praat, of sy broer, of sy suster, of sy vrou praat met haar broer of suster. En die oomblik wanneer dit gebeur, is daar 'n derde party. En dit is hoekom die huweliksformulier so ernstig waarsku. Daar is nie plek vir 'n derde party in 'n huwelik nie. En die probleem daarmee is die oomblik as daardie inligting gedeel word na buite, dan breek dit die vertrouensband tussen huweliksmaats. Dan breek dit die band van eenheid, want die inligting wat gedeel word is konfidensieel van aard en dit hoort tussen 'n man en 'n vrou. Daarom moet 'n mens liewerster 'n professionele persoon gaan sien wat onpartydig is
wat kan help met die situasie en weet hoe om die situasie te hanteer. So driehoeke is aan die orde van die dag. Mense maak driehoeke, mense hou daarvan om onbewustelik en soms bewustelik dit in stand te hou. Maar nou moet jy vir jouself gaan vra as Christen, is dit wat God van jou verwag? Is dit die lewenstyl wat die Here van jou vra? Wil God jou in emosionele driehoeke hê wat negatief is, wat skade veroorsaak, wat mense te nakom en wat jouself belas met negativiteit? Want elke keer as jy daai persoon sien, moet jy hierdie driehoek weer in herinnering roep en moet jy dit in stand hou. En dan kom dinge soos vergifnis natuurlik tot die gesprek of word deel van die gesprek. Want vergifnis is iets wat die Here vir ons natuurlik gee as 'n opdrag. Soos julle mekaar vergewe, sê Jesus, so sal die Vader in die hemel julle dan ook vergewe. Romeine 2, wie is jy om te oordeel mens, jy wat self in die sonde val? Ons lees in Matteus 6, as Jesus ons leer van die Onse Vader gebed, dat hy vir ons leer, Vader vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. So die eerste teenvoeter vir emosionele driehoeke is vergifnis. Want vergifnis beteken dat jy dit wat jy by God ervaar het en die vergifnis en vryspraak wat jy as gelowige in jou lewe by die Here ervaar het, dat jy dit deel met ander mense en dat jy ander mense vergewe. Maar onvergewensgesindheid veroorsaak dat hierdie driehoeke al sterker word en dat daar al meer driehoeke vorm wat gevaarlik en negatief is. Dit kan ook so ver gaan dat mense mekaar later nie eers meer groet in die dorp nie. Selfs al ken mense mekaar nie en daar is 'n driehoek gevorm, dan gaan al die partye wat deel is van al die driehoeke dan saamspan teen een persoon. Dit is mos tog nie wat die Here wil hê nie. Ek onthou 'n dame wat op oorspel betrap was in een van die gemeentes waar ek gewerk het. En ek het met haar terapie gedoen en vir haar aangemoedig om kerk toe te kom. En toe sy die Sondag in die kerk instap, toe sien ek van vooraf sy kom ingestap en daar het 'n dame met haar gepraat en sy het omgedraai en uitgeloop. En ek was toe baie onseker oor wat daar gebeur het, maar my vermoede was dat die persoon wat met haar gepraat het, negatiewe dinge vir haar gesê het. Ek het toe na die kerk haar onmiddellik geskakel en by haar gehoor wat die situasie is. Sy het vir my vertel dat die dame by die deur vir haar gevra het wat sy daar maak. En ek het gevra, maar wat het die dame bedoel? En sy sê toe vir my, die dame by die kerk het bedoel dat sy eintlik nie in die kerk hoort nie, omdat sy oorspel gepleeg het en dat sy nie welkom in die gemeente is nie. Natuurlik het dit my geweldig ontstel en die volgende Sondag het ek dit uitsorteer en vir die gemeente gesê dat dit nie is wat ons moet doen nie, maar dat ons almal in die gemeente moet verwelkom. Ek het die dame aangemoedig om weer die diens by te woon en sy het die volgende Sondag gekom. En terwyl sy daar was, het ek vir die gemeente gesê, nie een van ons wat hier sit, het die reg om vir enige iemand wat iets in die dorp of iets in hulle lewe verkeerd het, te weier om hier te wees nie, want hier is 'n gemeenskap van gelowiges waar liefde en aanvaarding is van mekaar en dat ons sondes hanteer soos wat die Here wil hê ons dit moet hanteer. So dit is 'n klassieke voorbeeld van 'n dame wat die slagoffer geraak het van driehoeke. En die slegste hiervan, vriende, is dat hierdie driehoeke hoofsaaklik in die kerke is en dat gelowiges hierdie driehoeke die meeste in stand hou. Dink byvoorbeeld aan iemand wat in die kerk instap wat 'n oortreding gehad het. Eendag is daar 2 tannies en toe stap daar 'n man in wat iets in sy besigheid verkeerd gedoen het. En toe sê die een dame vir die ander dame, kan jy glo? Hy is vandag hier. Of die man wat vir my gesê het, hy gaan nie kerk toe nie want daar is 'n besigheidsman wat sy geld gesteel het. En so aan. So kan ons aangaan, maar ek dink die voorbeelde is van selfsprekend. So die eerste manier om hierdie driehoeke te breek is vergifnis en om te kyk deur die oë van die Here. Die tweede om hierdie driehoeke te breek is natuurlik genade. Dat jy aan mense genade bewys. Die psalmdigter skryf, Here sien my in u genade raak. En as ons dit vir die Here kan vra, om in ons lewe genade te ervaar, wie is ons om genadeloos te wees teenoor ander mense? Genadeloosheid is ver verwyder van God se wil af.
En genadeloosheid is glad nie wat die Here van ons vra nie. Want ons weet in Paulus se groetboodskappe begin hy deur te sê genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En hierdie genade waarvan hy praat is die onverdiende goedheid van God. En ons as mense het die geneigtheid om te sê ons het 'n voorwaardelike genade. Ons gaan nie genade gee nie want die ander persoon het hierdie of hierdie fout gemaak of ons is woedend oor hierdie of hierdie saak. En dan wys ons nie die genade nie, so asof ons die mag het om genadeloos te wees, wat natuurlik ver verwyderd is van God se wil. Genade beteken dat jy aan ander mense onverdiende goedheid moet bewys. As jy dit nie kan doen nie, moet jy regtig baie mooi gaan kyk of jy verstaan wat God se genade vir jou in jou lewe beteken. En jy gaan dit net verstaan as jy jou eie sondes teenoor God kan bely en weet dat God jou vergewe en dat jy mense vergewe soos wat jy dan gaan weet die Here jou ook vergewe. Dat jy gaan genade wys aan mense wat oortree het, mense wat dinge gedoen het, dat jy nie genadeloos met hulle sal wees nie. Galasiërs 6, wanneer ons iemand reghelp, moet ons dit doen in 'n gees van sagmoedigheid, want ons kan self in die sonde val. Ons kan self oortree. Niemand van ons is gevrywaar van sonde nie. Paulus skryf dit in Romeine. Die sonde is deel van ons almal se lewe. Ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons almal ontbreek aan volmaaktheid. Ons almal het sonde. Dit wat ek moet doen, doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, sê Paulus. So genade beteken dat ons ook moet verstaan dat ons sondaars is en dat God vir ons liefhet. En daarom kan ons nie in driehoeke betrokke raak nie, want driehoeke is 'n genadeloose proses. Driehoeke is 'n proses waar daar nie vergifnis is nie. Driehoeke is 'n plek waar daar nie vrede is nie. En 'n vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, waarvan Paulus ons leer, is die derde manier om 'n driehoek te breek. Geseënd is die vredemakers, sê Jesus in Matteus 5. Geseënd is die vredemakers. En wanneer iemand na jou toe kom en oor 'n derde party wil praat of wil hê jy moet saam met hulle span in 'n derde party, dan is jou eerste prioriteit in werk om vrede te maak. En vredemakers word deur God self geseën. So jy kan 'n driehoek stop wanneer iemand na jou toe kom en dit wil begin deur vrede voor te stel, deur vrede te praat, deur vrede te bewerk en deur iemand te wees wat die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, kan kommunikeer teenoor die persone. Die manier hoe jy uit 'n driehoek uit kan kom, is natuurlik ook om klem te lê op hierdie drie beginsels van vergifnis en van genade en van vrede. Want 'n driehoek wat gesond is, wat almal van ons baie goed ken en ons weet dominees en pastore het al baie hieroor gepreek, maar die driehoek in die bopunt is God en in die onderpunt is die mense. So kom ons gebruik hierdie bekende voorbeeld om te sê wat 'n driehoek regtig moet wees in 'n kind van die Here se lewe. Ons praat daarvan dat God na die mens toe gekom het. So ons praat God na mens. So as jy jou voorstel aan die onderkant van die driehoek, dan het God na jou toe gekom as mens. En dan het jy teenoor God gereageer. So dit is dan mens na God toe. En aan die ander kant van die driehoek het presies dieselfde gebeur met die ander party, want God het ook na daardie persoon uitgereik en daardie persoon het ook gereageer op God. En dan wanneer dit klaar gebeur het, praat ons van 'n mens tot 'n mens verhouding. Maar jou mens tot mens verhouding word gebaseer op jou verhouding wat jy met God het en reflekteer die verhouding wat jy met die Here het. Hoe jy op God gereageer het, gaan bepaal hoe jy teenoor ander mense optree. En daarom moet ons ook onthou dat Matteus 7 vers 12 die goue reël is in die evangelie, wat vir ons baie duidelik leer, hanteer ander mense soos wat jy wil hê hulle jou moet hanteer. Doen aan ander mense wat jy graag wil hê hulle aan jou moet doen. Nou sekerlik wil niemand van ons hê dat mense 'n driehoek moet maak waarin ons die party is
wat gebuk moet gaan onder die pak slaaf van mense se woorde en mense se kritiek en negativiteit nie, want dit is 'n onaangename ervaring. Maar ek dink dit is vir ons baie meer belangrik om te sê, ek wil eerder deel wees van die oplossing. Ek wil oplossingsgebaseerd dink, want by God is oplossings. God word nie vasgevang in 'n negatiewe driehoek, emosionele driehoek waar daar magte werk, waar mense mekaar vernietig en benadeel nie. So wanneer ons oplossingsgebaseerd dink, dan dink ons in die eerste plek, God het na my uitgereik en ek moet op God reageer voordat ek reageer teenoor mense. En dit help vir ons om hierdie driehoeke baie beter te verstaan. Dink byvoorbeeld ook aan 'n kind of kinders in 'n gesin. Een kind wat ongehoorsaam is op haar selfoon en wat deur die pa gestraf word. En dan kom die ma op 'n stadium en vra vir die pa of sy nie maar die dogter nie maar haar foon kan terugkry nie, want sy het nou sekerlik haar les geleer. Dis 'n klassieke voorbeeld van hoe 'n driehoek in 'n gesin kan plaasvind en ma en sussie wat dan teen pa span onbewustelik in 'n emosionele driehoek maak en emosioneel druk op die pa plaas om dan die reëls wat hy gemaak het terug te trek. En dit veroorsaak dan byvoorbeeld in 'n gesin baie spanning. So 'n driehoek in 'n gesin begin eintlik waar pa en ma met God in 'n verhouding is en waar die kinders onder die pa en die ma funksioneer en dat daar nie vir hulle plek is om tussen beide te tree, tussen pa en ma in te tree nie. Want daar is self 'n driehoek met 'n selfoon wat 'n mens kan maak natuurlik. Want vir die kind gaan dit oor die selfoon en die pa wat die selfoon uit die lewe wil uit haar lewe uit wil vat of uit haar verwysingsraamwerk wil verwyder. En dan kom ma en sussie en maak ook 'n verhouding met die selfoon. En ek weet dit klink dalk baie vreemd, maar dit verklaar vir ons in 'n groot mate die dilemmas waarmee ons as mense sit. Dink byvoorbeeld aan lande, Suid-Afrika wat Iran ondersteun teen Israel. Dis 'n driehoek. Suid-Afrika wat driehoeke maak teen Amerika, ag ensovoorts. So ons as mense, ons lewens is vol van hierdie driehoeke. Ek dink byvoorbeeld ook aan egbreek in 'n huweliksontrou, waar een van die partye ontrou was teenoor hulle maats en ek het eendag met so gesin gewerk. Die vernietigende gevolge wat dit het op die onskuldige party, terwyl die ander twee partye, die huweliksmaat en die derde party, natuurlik 'n lekker tyd het saam en 'n klomp dinge in die geheim doen. Maar so tipe driehoek wat skelm is net so gevaarlik soos die eerste een wat ek genoem het, waar mense teen mekaar saamspan. So wat hier gebeur is, dis nie noodwendig mense wat teen mekaar saamspan nie, maar is mense wat leuns gebruik om 'n driehoek in stand te hou. So daar's geheimhouding van twee partye waarvan die derde party nie weet nie. En dit is natuurlik geweldig skadelik. Nou wat is die oplossing? As ons nou vasgeval is in 'n driehoek of jy's in 'n driehoeke of in verhoudings vasgevang waar jy besef jy's, soos ek in die begin gesê het, in 'n web verweef van 'n klomp van hierdie negatiewe driehoeke, wat moet jy maak om daar uit te kom? Op watter manier moet jy nou gaan lewe of reageer om los te kom daarvan en vry te kom daarvan? In die eerste plek gaan dit vir jou baie belangrik wees om te gaan sit met 'n pen en 'n papier en dit vir jouself op 'n struktuur neer te skryf. Gaan skryf die persoon byvoorbeeld se naam neer met wie jy 'n probleem het of iemand wat jou te nagekom het. En dan wat jy doen is, jy gaan kyk, jy identifiseer of daar dalk 'n driehoek daarbey betrokke is. Miskien het jy met iemand anders gaan praat oor daai party. Miskien het jy met meer as een persoon oor daai party gaan praat. As jy met 2 persone gepraat het, het jy 2 driehoeke. As jy 3 persone gepraat het, het jy 3 driehoeke en so aan. So gaan kyk of jy die party was wat 'n driehoek begin het. En dis in die eerste plek ons verantwoordelikheid om nie in so 'n posisie onsself te vind nie. So die oplossing hiervoor is in die woord waar ons onsself nie skuldig maak aan kwaadpraat nie. Ek het eendag
na 'n diens in een van die gemeentes waar ek gewerk het, na ek gepreek het, toe kom ek buite en 'n lidmaat keer my voor. En die lidmaat is baie aggressief en kwaad oor iemand wat in die kerk gesit het van wie hy nie hou nie. En die persoon wat in die kerk gesit het, het homself skuldig gemaak aan 'n sonde wat regtig 'n groot probleem is. Maar my perspektief is dat almal welkom in die kerk is, want dit is waar die goeie nuus van die Here verkondig gaan word. Maar hierdie party het vir my gesê, ons moet moeite doen en seker maak hierdie persoon moenie weer in die kerk kom nie, want dit is 'n verleentheid vir die gemeente. En terwyl ons daar staan, toe besef ek maar hierdie is mos nou 'n klassieke driehoek wat gemaak word. En ek sê vir die persoon, weet jy, ek gaan nie hierby betrokke raak nie, want die skrifte sê ons mag nie kwaad praat van ander nie. Ons mag nie skinder nie. Ons mag nie negatiewe dinge van mekaar sê nie. So ek wil nie deelneem aan hierdie gesprek nie, want ek wil nie die persoon wees wat onbewustelik of bewustelik teen 'n ander party op so 'n manier praat nie. Die persoon het my daarvoor kwaadlik geneem. Maar ek het nie op daai stadium die verantwoordelikheid aanvaar om deel te raak van hierdie persoon se driehoek nie. So jy moet vir jouself losmaak en weier om deel te word van so 'n proses. Dis die eerste ding. So gaan maak jou lysie en gaan kyk of jy in driehoeke is, 1 2 3 4, hoeveel ook al, en of jy die persoon is wat die driehoeke begin het. Die tweede opsie wat jy kan oorweeg is om te gaan kyk of ander mense jou deel gemaak het van hulle emosionele driehoeke, of hulle na jou toe gekom het en sake bespreek het om ander mense in 'n swak lig te stel. Nou hier moet ons ook onderskei, want baie keer kom pak mense net by jou af. Die bedoeling van hulle is nie om 'n driehoek te begin of mense negatief te maak nie, maar net om ontslae te raak van die situasie waarin hulle sit, of raad te vra, of 'n oplossing te soek, of gebed te versoek, of te hoor of jy nie dalk vir hulle 'n skrifgedeelte het wat hulle kan gebruik nie. So in so 'n opsig is daar niks mee verkeerd nie, want jy kan hulle help om te onderskei waaroor dinge regtig neerkom. Maar dit kan gebeur dat ander mense jou insluk in hulle driehoeke. Gaan maak notas van persone wat jou in hulle driehoeke ingetrek het, wat vir jou deel gemaak het van hulle probleem. En gaan kyk, wat is jou gevoelens teenoor die persoon oor wie daar gepraat is. Gaan evalueer dit en gaan dink by jouself, is hierdie regtig wat God van my vra? Dat ek in hierdie tipe van stryd betrokke moet raak of in hierdie stryd gewikkel moet wees. En dan kan jy jouself begin losmaak en onthou wat ek vroeër gesê het, vergifnis, genade, vrede. En dan wat bykom is natuurlik liefde. Onvoorwaardelike liefde. As mense jou betrokke wil maak by hulle driehoeke, gaan dink aan Jesus se woorde wat gesê het, die mense sal weet dat julle my kinders is as julle mekaar regtig liefhet. So hoe kom ek uit hierdie twee tipes driehoeke uit? Die een wat ek gemaak het of verantwoordelik voor is, of die driehoeke wat ek voor verantwoordelik is, of die driehoeke waarby ek ingesleep was omdat ek my ore uitgeleen het of nie mooi gedink het nie. Die eerste manier om hier uit te kom is om dit neer te skryf op 'n papier sodat jy met jou oë dit kan sien. Die tweede is natuurlik dan om vanuit liefde te begin funksioneer. God het jou lief. Hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het. So God het jou lief. Die driehoek wat God begin is 'n driehoek van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dis die drie enige God. En die drie enige God het na jou toe uitgereik om jou lewe te kom verander. So wanneer jy kyk na driehoeke wat daar tussen mense is, moet jy in jou kop onmiddellik die Here weer aan die hoof stel van die driehoek. En soos 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, besef dat jou kop 'n plek is waar daar vestings is en dit kan gevaarlik raak. En dat ons sal doen wat Paulus sê, deur ons gedagtes gehoorsaam te maak aan Christus. En op so 'n manier dan hierdie driehoeke een vir een op te los. 'n Volgende manier is om te sê, goed, hoe gaan ek hierdie driehoek 'n reguit lyn hou? Nou kom ek verduidelik. As iemand met jou kom praat oor 'n derde party, dan is dit baie belangriker vir jou om aan die buitekant te staan en vir die persoon aan te moedig om die saak persoonlik met die ander party te gaan uitsorteer. Om persoonlik met die ander persoon te gaan praat
en hom raad te gee hoe hulle twee die konflik kan oplos, om oplossingsgebaseerd te dink, om saam met die persoon te bid is 'n volgende manier, en sê, kom ons bid oor hierdie saak, hierdie ding tussen julle twee, wat nie lekker werk nie, kom ons vra vir die Here vir wysheid en insig, en kom ons doen dit dan op so 'n manier. So dan kan jy hierdie driehoek 'n reguit lyn maak. En wanneer jy dit 'n reguit lyn maak, dan plaas jy vir God bo op die driehoek, aan die bopunt. Dan sit jy die twee mense in die onderkant in jou gedagtes, verduidelik dit so vir 'n persoon en sê, maar as jy 'n kind van God is en die Here is in beheer van julle almal se lewens, wat verwag God van julle om te doen? En dit is vir 'n Christen 'n belangrike vraag, want dan moet ons besluit hoe wil ons reageer op God se liefde. So as jy vasgevang is in 'n driehoek, as jy in hierdie web is, het ek vandag vir jou regtig baie dinge gegee wat jy in jou lewe kan gebruik om vry te kom van hierdie vangnet van emosionele driehoeke. Dit gaan die emosionele las van jou afvat, dit gaan bekommernis van jou afvat, dit gaan spanning van jou afvat, dit gaan vir jou in jou lewe regtig verligting bring, jy gaan meer energie hê, jy gaan nie bang wees in wie jy vasloop in die dorp nie, of om vas te loop in iemand nie, dit gaan vir jou help om in jouself vrede en geluk te vind, want ons moet ook onthou dat die blydskap van die Heilige Gees in ons is, en dat ons met hierdie blymoedigheid moet lewe. En ons moet onthou wat Paulus in Galasiërs sê, alles wat mooi, alles wat edel, alles wat rein is, Filippense, alles wat edel, alles wat rein, alles wat mooi is, moet in ons gedagtes wees. En kom ons gaan dink mooi dinge oor ander mense. Kom ons gaan dink die mooi dinge wat die Here wil hê in ons gedagtes moet wees. En wanneer iemand met ons 'n driehoek wil begin, dat hierdie mooi dinge vir ons die belangrikste sal wees, dat ons vanuit hierdie mooi dinge sal dink, sal funksioneer en sal lewe. En ons onthou hierdie woorde wat ons by Paulus geleer het, dat ons alles in ons lewe aan die Here moet gee, dat ons alles wat rein is, Filippense 4 vers 8 en verder, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. En dit is ook my gebed vir jou, dat jy die vrede van die Here sal ervaar, en sy genade en sy liefde. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê.